waartoe die vyand in staat is vrees in ons harte gebore. Die rede waarom die vyand het reg kry om ons vreugde te steel, is omdat ek nie op die regte plek is in Christus Jesus. Want as ek op my regte staanplek was, sou ek geweet het waartoe God in staat is. En as ek weet waartoe God in staat is, dan sal ek weet waartoe ek in staat is. Halleluja! Maar luister, as God binne in my is, waarom moet ek die vyand vrees? Daar's geen rede waarom ek die vyand moet vrees nie, want God is binne in my. As die vyand voor my kom staan, het hy nie met my te doen nie, maar met God te doen. Amen! Kan ons die Here lof of halleluja! En ek wil vanmorgen verder gaan en vir u sê, as God binne in my is, en die vyand kom staan voor my, dan staan hy voor God. En waarom sou ek die vyand vrees? God is dan nie bang vir hom. Ek hoef hom nie eens te antwoord. Die woord van die Here sê, indien jy hom sou antwoord hom vir u Israel. Daar staan geskrywe. Amen. As ek hom antwoord, moet ek hom op die volgende wyse antwoord. Daar staan geskrywe. Wanneer ek hom op daardie wyse antwoord, sal hy op die vyand omdraai en hy sal verloor wegvlug. Wanneer ek het hom op die regte wyse geantwoord. Joy turned to mourning. The winepress is a symbol of joy. The threshing floor is a symbol of pain, sorrow, and mourning. Daar waar die wyn gemaak word, the winepress, die drukker, waar die druiwe fyn gedruk word en die wyn gemaak. Dis 'n profetiese teken van die vreugde van die Here, né? Maar die dorsvloer, die threshing floor, is 'n plek van pyn, hartseer en pyn. Dis ook 'n plek van separation, né? Waar die geestelike van die vleeslike verdeel. Op die dorsvloer word die sake uitsorteer. Prys die Here. For Gideon, listen carefully. The winepress became the threshing floor. In stede waar die plek waar hy hom bevind, vreugde moet verskaf, het dit vir Gideon hartseer en pyn gebring. Hartseer en pyn. We was traditionally dressed on the mountain by oxen. The winds on the mountain would drive the calf away. In the winepress, Gideon was doing the work of the winds and the oxen. Luister mooi kinders van die Here. Baie keer dan bevind ons op 'n plek van vreugde, die huis van die Here, in die kerk.
die stem van God nie kan onderskei nie, kan ek nie gehoorsaam wees aan die stem van God. God sê dit so duidelik. Ek het klaar die beloofde land vir julle gegee. Al wat julle moet doen is gaan dit. Neem in besit. Maar mense glo nie wat God sê. Hulle hoor wat God sê, of hulle luister wat God sê, maar hulle hoor nie. Die stem van God kan nie onderskei word as die deurbraak van God af. Mense kom in verwarring oor dit wat plaasvind in hulle lewe. En die enigste rede waarom daar verwarring is, selfs wat met Gideon